wees. En in Genesis 5 kry ons nou 'n regte geslagregister. Ons het hier die stamboom van Adam. En dan veral die lyn deur Set. Dit sal nou sien op hierdie prentjie waarmee ons sommer hier begin. Dit is nou so 'n bietjie die lyn van Adam deur Kain en dan Abel wat nie geslag het nie, want hy is doodgemaak, maar dan gee die Here Set die in die plek van Abel, en deur Set loop die lyn nou af, die saad van die vrou. In die lyn van Set kry ons die lyn van die ware gelowiges, maar in die tyd van Set af tot by Noag, wat 'n mens dan nou kry in Genesis 5. So dis wonderlik, ons sien hier in Genesis 5 hoe die Here ook die geskiedenis voortsit, die geskiedenis van die saad van die vrou in die lyn van Set. Vraag is, wat moet ons uit 'n hoofstuk soos Genesis 5 lees? Kom ons gaan 'n bietjie dieper in op Genesis 5. Ek dink die eerste ding as ons nou hier sal lees, is gesê is 'n geslagregister, en julle sal dan sien as jy met jou kinders hier deur is, die vreemdste name, en elke keer dieselfde patroon wat 'n mens kry. Mens kry nou Genesis 5 vers 1 tot 3, waar daar staan, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape, en hulle geseën, en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskaap het. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. En dan staan daar in vers 4, en die dae van Adam na die geboorte van Set was 100 jaar, of was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. En dis nogals die patroon wat mense reg deur hierdie hoofstuk kry. Daar word gesê, hoe oud was die ou gewees toe hy sy eerste kind gehad het, dan word gesê, hoeveel jaar het hy geleef na hierdie kind se geboorte, hy het seuns en dogters gehad, en hy het gesterwe. So, gaan hierdie hele hoofstuk deur. Wat ons vra in 'n hoofstuk soos hierdie, so, wat wys die Here vir ons hier? Wat wil die Here vir ons hier leer? Dit is toch belangrik dat ons hoofstukke soos hierdie nie maar net moet oorslaan en sê, ag, dis vervelig of so nie, nee. Paulus sê vir ons in Romeine 15 vers 4 dat die hele skrif, of alles wat tevore geskryf is vir ons tot lering tevore geskryf. So die Here wil vir ons hier iets wys. Ek dink binne 'n hoofstuk met 'n geslagregister moet 'n mens baie maal kyk na die herhalings en sê, wat wys die Here vir ons in al die herhalings? Dan moet 'n mens raak sien, die uitsonderings, want in so 'n hoofstuk met geslagregister hoofstuk kry ons baie maal uitsonderings. En wat wil die Here daarmee vir ons wys? So kom ons kyk 'n bietjie, ons gaan so met hierdie patroon, wat is die herhalings, wat is die uitsonderings, en kom ons kyk of ons iets kan leer. Nou die eerste ding wat ons hier sien, en ons kan nie mis nie, die ouens het regtig net vrek oud geword. Adam word 930 jaar oud. Na Adam word Set het 'n goeie 912 jaar geleef en gesterwe, en dan Enos, en Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was al die dae van Enos 905 jaar, en hy het gesterwe. Regtig, hierdie ouens was geweldig oud. As mens nou so 'n bietjie hierdie ouderdomme van die ouens teken is nogals interessant. Hierso sien ons nou, in Noag se lewe breek die sonvloed aan, en dit is waarby ons nou gaan kom in hoofstuk 6 tot 8. Die Here se oordeel van 'n sonvloed, 'n wêreldwye vloed oor die hele wêreld. Maar kyk nou hierso tot waar het Adam byvoorbeeld geleef. Adam lewe nog in die tyd van Methuselah. Selfs in die tyd, dink ek, van iemand soos Lamech, wat Noag se pa was. Lewe Adam nog. Nou wat geweldig hiervan is, moet ons nou dink, nee, Adam kom uit die tuin uit, en hy leef al 930 jaar lank lewe. Hy sien hierdie twee lyne wat uit hom uitkom, nee, die lyn van Kain, die lyn van Set. Hy leef met die tragiek van Abel wat dood is, maar hy leef ook om te sien hoe goddeloosheid voortgaan in die lyn van Kain. Maar sien hy ook die Here se genade in die lyn van Set. Ja, daar is 'n lyn waar gelowige mense kry, waarin daar die
die saad van die vrou is. So hy sien genade, hy sien die krisis van sonde. Nog iets van die ouderdom van Adam is, dink net vir hoe lang kon Adam direk eerstehandse getuienis gee oor hoe dit was in die tuin. Is geweldig. Nou, dis een ding wat 'n mens moet raak sien. Die ander ding wat mens moet raak sien, direk na die sonde sien 'n mens dat die mense se ouderdomme skerp begin afneem. Hoekom is dit so? Wel, ek weet nie presies nie. Nou mens kan sekerlik ek kan dalk 'n bietjie ingaan op 'n webwerf soos Creation Ministries. Daar is geen op goeie antwoorde op sulke vrae soos wat ek nou net vra oor hoekom het die ouderdomme so afgeneem. Miskien is dit omdat 'n wêreld na die vloed nie meer so gesond was soos 'n wêreld voor die vloed. Ek weet nie, kan wees. Maar ons sien hierdie groot verskil. Voor die vloed lang ouderdomme, na die vloed nie meer nie. Dis een ding wat 'n mens moet raak sien. En die tweede ding wat 'n mens moet raak sien is, sien die herhalings raak. Al die lang ouderdomme is al klaar een van die herhalings, maar daar's nog iets. Elke keer sien ons dit. Vers 5, vers 8, vers 11, vers 17, 20, 27, 31. En hy het gesterwe. Elke keer hoor 'n mens dit. Adam het gelewe, so was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Dan weer vers 8. So was dan al die dae van Set 912 jaar, en hy het gesterwe. Vers 11. So was al die dae van Enos 905 jaar, en hy het gesterwe. Vers 14. So was al die dae van Kenan 910 jaar, en hy het gesterwe. Vers 17. So was al die dae van Mahalael 895 jaar, en hy het gesterwe, en so gaan dit die hele tyd af. Stop so, nee. So was al die dae van Lamech 777 jaar, en hy het gesterwe. Dit is eintlik, hoe hamer die Here vir ons hierdie werklikheid in. Wat sê dit vir ons? Paulus sê in Romeine 5 vers 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het in Adam. Hulle almal sterwe in Adam, sê 1 Korintiërs 15 vers 22. Ons het evangelie nodig. Ons leef in 'n wêreld vol dood. Dood het begin met Adam wat gesondig het, en nou dring dit deur in al die geslagte van die aarde. Daar is nou dood. En die ouens leef lang, maar uiteindelik gaan hulle dood. En tog, is ook evangelie in hierdie tussen al hierdie dood, is daar evangelie. En ons sien dit as ons kyk na die uitsondering. So in 'n geslagregister hoofstuk kyk ons na die herhalings, en wat sê die Here met daardie herhalings? Maar let ook op, daar's uitsonderings, en daai uitsondering moet eintlik so in jou gesig inspring. Kyk na vers 24. Miskien moet ons begin lees by vers 20. Of eintlik by vers 19, vers 18. Toe Jared 162 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. En Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe, en het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jared 962 jaar, en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. En hy het nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En dan sê vers 24, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. So, sien julle die afwyking? Henog wandel met God, en dan staan daar nie, en hy het gesterwe nie. Nee, hy was daar nie meer nie. Nou, as 'n mens na jou Bybel blaai na Hebreërs toe weer, Hebreërs 11, dan sien ons die interessantheid, of leer ons nog iets meer oor hierdie Henog se, hy was nie meer daar nie. Kom ons kyk net 'n bietjie wat sê Hebreërs 11, waar we vers 6 en vers 7 lees.
net my Bybel skyn te blaai, maar Hebreërs 11 vers 6 sê, einde vers 5, deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneem, het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So, wat hier belangrik is, wat ons raak sien, is binne in hierdie hoofstuk vol dood, vol eenheid gesterwe, is hier Henog, en hy sterf nie. Die Here neem hom op in die hemel, sonder dat hy sterwe. Wat wil dit vir ons sê? Wil dit sê, dood het nie die laaste sê nie. Dood het nie die laaste sê nie. En binne in hierdie skrikwekkendheid van dood wat heeltyd gebeur, die dood nie die laaste sê nie. Nee, hier is 'n God wat jou uit die kake van die dood kan uithaal. Hier is nog iets wat ons moet raak sien van Henog. Henog het met God gewandel. Hier is baie belangrik om raak te sien. Het staan ook uit in hierdie hoofstuk. Henog het met God gewandel. Nou, julle sal onthou as ons teruggaan na Genesis 3, in Genesis 3 vers 8 staan daar dat God het in die aandwink in die tuin kom wandel. Daai wandel praat van, ek het verhouding en ek wil verhouding beleef, en dit is hoe dit was daar in die begin voor die sondeval. God het gewandel met sy mens, wat hy gemaak het daar in die tuin. God het verhouding beleef en uitgeleef met Adam en Eva. En dan gebeur die sondeval, die krisis, die mens moet uit die tuin uit weg, en ons lewe in 'n wêreld vol dood, en die geslag van Kain is chaos, dis een groot gemors, dis een groot opstand, dis een groot verwerping van God se liefde. Hier is die ouens van Set, en ook baie hulle is door dood. Maar dan staan Henog, hy wandel met God. Dis amper asof mens ietsie van die tuin weer sien. Dis moontlik, ouens, daar is weer verhouding, regte verhouding met God moontlik. Dit is wat ons hier sien. Henog wandel met God. 'n lewe van intieme verhouding met God, 'n lewe van vertroue op God, 'n lewe van liefdevolle gehoorsaamheid en oorgawe aan God. Dis wat ons hier sien. Sonde, oordeel, dood het nie die laaste sê nie. Julle wat, dit is 'n werklikheid ook vir elkeen wat wandel met Jesus. Jesus roep ons na hom toe. In Johannes 11 sê hy, dat elkeen wat in hom glo sal lewe al het hy gesterwe, en elkeen wat in hom glo sal tot in ewigheid nooit sterwe nie, want hy is die opstanding en die lewe. Hy gee vir ons die ware lewe, vir elkeen wat in verhouding leef met Jesus. Nie kan ons ietsie van ons kinders vertel. Hoe kom ons in verhouding met Jesus? Vertel hulle daarvan. Vertel hulle van hoe kom jy in verhouding met Jesus? Vertel hulle van, dit werk met, ek bid, ek glo in Jesus, ek gaan na Jesus toe. Vra hom, Here Jesus, wees U vir my verlosser. Wees U vir my koning. Ek wil met U wandel, Here. En dit is hoe ons kinders leer oor verhouding met God, wandel met God. So ja, sien hierdie herhalings raak in die hoofstuk. Sien ook die uitsondering raak by Henog. Ons sluit dan af, sien 'n gesprek raak, soos herhaling, tot het gesterwe, alhoewel hulle die hoë ouderdom het, sterwe hulle. Maar dan staan die uitsondering van Henog, hy het met God gewandel en hy lewe. En dan stop die hoofstuk met 'n gesprek. Daarin Genesis 5 vers 28 en 29, miskien moet ons lees van vers 25 af. Toe Methuselah, dit is nou die kind van Henog, 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Methuselah 969 jaar en hy het gesterwe. Rarige rekord. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek. Hy het hom Noag genoem. Okay.
En hoor nou wat sê, hier kom 'n gesprek in hierdie hoofstuk. Dit staan uit, net soos wat Henog se nie doodgaan nie, wandel met God en hy was daar nie meer nie uitstaan, is hier nou ewe skielik 'n gesprek hier, 'n stukkie dialoog hierin. Dit moet ons aandag trek. Wat gebeur hier? Kom ons lees. Hierdie Lameg noem sy kind Noag, want hy het gesê, dit is hy, hierdie Noag, dat ons sal troos oor al ons werk en oor ons moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En Lameg het na die geboorte van Noag nog 595 jaar gelewe. Hy het seuns en dogters gehad, en so was dan al die dae van Lameg 777 jaar en hy het gesterwe. Noag was 500 jaar oud. En Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Maar hoor jy wat sê die Lameg? Dit is hy wat ons sal troos oor al die werk van die moeitevolle arbeid, oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. Jy sien, Lameg verwag 'n trooster. Lameg smak na 'n trooster. Hier's iets van vrousaak. Hier's iets van ware gelowiges in die loop van die wêreldse geskiedenis van die Ou Testament in elk geval eers moet sê. Hulle smag na 'n trooster, hulle smag na 'n verlosser. Sal dit daardie een wees van Genesis 3 vers 15, die hy wat ook die slang se kop sal vermorsel, sal hy vir ons die troos bring, sal hy vir ons die koninkryk van vrede bring, die koninkryk van rus, die koninkryk van seën en jou, sal dit hy wees, hulle verlang na hom, hulle soek hom. Nou, soos ons aangaan in die geskiedenis, in die storie van God se koninkryk, sien ons, dit is hy bring uiteindelik die Jesus Christus. Hoor hoe sê ons Heidelbergse Katekismus dit so mooi vanuit die skrif, by vraag en antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe, Lameg? Jy soek hom. Wie is hy? Wat is dit? Wel, ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort, en hy kom uit die nageslag van Noag. Dat ek aan Jesus Christus behoort, hy het my met sy kosbare bloed, of hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit die heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop sal val. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Nou dis die wonder van hierdie hoofstuk uiteindelik. Hierdie ouens smag na verlossing, Lameg, hy smag na trooster. En in die lyn van Noag af kom daar die ware trooster uiteindelik, Jesus Christus. In die lyn van Set, in die lyn van Enos, in die lyn van Henog, in die lyn van Lameg, dit Set uit, kom uiteindelik Jesus. En dit is die storie van die koninkryk wat ons kinders moet vertel. Ons moet hier vir hulle weer wys, kyk ons God, kyk ons die getrouheid van ons God. God beloof in Genesis 3 vers 15, daar kom een wat oorwin. In Abel lyk dit asof alles verby is. Maar dan gee die Here sê, en hy sê, loop die lyn en geslagslyn hoe verder en verder, deur duisende jare. Uiteindelik kom Jesus Christus. Ons moet ons kinders wys op hierdie God. Ons moet ons kinders vertel hoe goed hy is. So is die Heilige Gees besig om in hulle te werk, om hierdie God te begeer, en om lief te hê, en om aan te neem. Nou ja, geniet die res van die week verder. Ons bid vir mekaar, dat ons hierdie vir ons kinders kan